Goeiemiddag, dit is Woensdag 24 Julie. Ons gaan aan met my boek en dit is nou vir my interessant om terug te kyk na hoe ek dit geskryf het. En dit is vir my baie nog in die vorm van die joernaal wat ek daar gehou het. Emie se spraakterapeut destyds het vir my gesê, maak notas en skryf dinge neer van jou ervarings, want 'n mens dink jy gaan dit altyd onthou, maar mens vergeet later daarvan. En dit is inderdaad so as ek nou terugkyk na die skryfwerk wat ek hier gedoen het, dan sien ek dit is soos daai joernaal wat ek gehou het. En ek kon dit eintlik maar in joernaal formaat seker uitgebring het, maar nou ja, dit is nou soos wat hy uitgekom het en ek geniet dit om daarop terug te kyk en ek hoop jy geniet dit saam met my. Hoofstuk 15, langtermynplanne. Die idee was dat ons as 'n groep Suid-Afrikaners 'n permanente gemeenskap hier begin. Dus is 'n skool, kliniek en kerk onder andere in die beplanning. Die mans wat op hulle eie hiernatoe gekom het, sal dalk later van tyd hulle vrouens ook bring. Ek hoor maar so tussendeur hoe die manne praat. My vrou sal nooit hiernatoe kom nie. Ek is hier om geld te maak, 1 miljoen of 2, dan gaan ek huis toe. En my vrou sal nie in 'n tent bly nie. En so gaan dit aan. Sulke stellings maak my bekommerd, maar ook teleurgesteld, omdat 'n prentjie van hervestiging geskets was. En hier is ons, in al ons glorie, met alles wat ons op ons name het, en ons 2 klein kindertjies. Die enigste kinders in die groep. Weer word ek oorweldig deur die feit dat ek hier is. Party mense sê, wow, jy is regtig baie lief vir jou man. Ander weer, jy het baie guts. En 'n volgende, ek sal dit nooit kan doen nie. Ek begin huil, ek ruk soos ek huil, omtrent elke dag. Ek wil nie in modder loop elke dag nie, ek wil nie in 'n bouvallige huis wees, dag in en dag uit nie. Ek wil nie heeltyd warm kry en papnat gesweet wees nie, en ek wil nie repe buffelsvleis bewerk met 'n hand meel maal nie. Waarheen is ons op pad? Gaan hierdie poging 'n gelukkige stadium bereik? Soos die boere wat in die 80s Zambië toe is, wat vandag lieflike, gevestigde plase, huise en teerpaaie het. Die klimaat daar is die teenoorgestelde as hier. Baie soos in Suid-Afrika, sê iemand wat al daar was. Die som in my kop sê vir my, die boere van Zambië het 20 jaar plus gewerk om daardie onbewerkte aarde te kry waar dit vandag is. 20 jaar is 'n baie lang tyd om te bestee aan 'n poging waarin my hart glad nie is nie, 'n swaar gedagte. Gelukkig is Lynn ook hier. Sy is 'n onderwyseres. Sy wil in die Kongo kom skool hou as deel van die social upliftment, wat deel uitmaak van die aanvanklike ooreenkoms tussen die Suid-Afrikaners en die Kongolese. Lynn gaan saam met die tolk na die stad toe en al die kindertjies word bymekaar geroep. Die tolk praat hard, sodat almal mooi kan hoor en dit dra by tot die opgewondenheid. Bonjour, begin Lynn. Bonjour, madame Lynn, is die skaretjie se reaksie. Almal glimlag. Ek verkyk my aan Lynn wat so kalm en positief lyk oor die beginstadium van haar poging om hier skool te hou. Heng, ek het nie sulke groot drome nie. Ek sukkel dan net om te aanvaar dat ek nou 'n boervrou moet wees, maar vir 'n oomblik voel ek beter oor alles. Lynn weet wat sy doen, en as sy positief is en Wynand is vasberade en positief, dan kan dit seker werk. Die gevoel binne my wil nie saamstem nie. Hoofstuk 16, 'n nuwe seisoen. Dit is April. Die reëntyd begin einde se kant toe te staan. Die son skuif stadig maar seker elke dag 'n bietjie meer van die suidsnoeker af terug na die noordsnoeker toe. Ons ervaar 'n klimaatsverandering. Die son is amper reg bo die ewenaar en ons kan dit voel. Die kleure op die horison is opvallend anders en dis 'n ongelooflike skouspel van oranje, geel, pink elke aand wanneer die son sak. Hoofstuk 17, die algemene jaarvergadering. Al 28 boere wat betrokke is op die plaas vanuit Suid-Afrika vir onder andere die jaarlikse algemene vergadering. Daar moet gestem word vir 'n nuwe leier en wie weet wat se admin nog alles. So asof dit gaan help om die oes in die grond te kry en betyds af te haal. Maar ons sit die hele dag.
Ons sit en luister na manne wat gerieflik in Suid-Afrika bly en nou vir ons wil kom vertel hoe en wat om te doen. Almal het baie te sê. Net die wat permanent op die plaas bly, kyk onderlangs na mekaar en rek hulle oë. Omdat ons weet hoe dit hier is. Nou word daar gestem. Die topstruktuur het heeltemal verander en dis hulle wat onmiddellik die kragopwekkerure kort geknip het. Diegene op die grond moet nou net opdragte aanvaar en uitvoer en die boere wat die volgende oggend terugkeer na Suid-Afrika toe, hulle slaan die gitaar. Die volgende oggend is hulle daar weg met 'n spoed. Hulle kan nie vinnig genoeg daar wegkom nie. Die laaste een wat in die voertuig klim, krap die dik modder van sy stewel af en mompel dat dit nou tyd is om uit hierdie plek uit pad te gee. En dit na net 2 weke hier. Ons klomp wat agterbly voel skoon verwese. Wat nou volgende? Almal ruil gedagtes uit en kry hulle beurt om hulle frustrasies te deel. Daar heers groot moedeloosheid. Hoofstuk 18. Die lewe gaan aan. Die dae gaan verby. Ek probeer allerlei planne maak om myself en die kinders besig te hou, maar mens kan ook net soveel doen. Wanneer die manne lande toe gaan om te werk, is daar 'n doodse stilte. Die kragopwekker is af. Mens kan die stilte hoor en voel. Dit is soos 'n swaar kombers. Dit voel net of ek en die kinders alleen op hierdie hele kontinent is. Bea Marie dra nog 'n doek. Sy het 'n ligpink ballerina tutu aan. Haar hare is vasgemaak in 2 bolletjies en met haar dummy in die mond ry sy op haar swart skopfietsie rond. Daar gaan hulle. Emmy met sy groen en geel speelgoed trekker en sleepwa met een van Dani se hond se kleintjies agterop. Daai swart skopfiets en trekker maak 'n groot stofwolk en hulle speel 'n hond uit 'n bos. Hulle loopneuse vergader al die stof, maar hulle geniet dit gate uit, so sorgvry. Wanneer dit tyd is vir middagete, dek ek en die kinders tafel op hulle klein plastiek meubeltjies. 'n Blou tafel en geel stoele. Net so op die grond voor die huis. Ek mis 'n grasperk. Dinge wat voorheen vir my nie eens iets was waaroor ek gedink het nie. Dit mis ek. Ons sit gereed. Emmy en Bea Marie kry elkeen 'n beurt om te bid voordat ons eet. 'n 10 minute se aktiwiteit is ook nou verby. Ek pak broodjies en eiers in 'n tapperware bak en koffie in 'n fles en ons klim in die cruiser en ry af lande toe. Ons ruk op die pad soontoe. Daar ver kom Wynand aan met die stootskraper. Pap nat gesweet klim hy af en vee met sy keps oor sy gesig. Hardwerkend, soos altyd. Hy het 'n visie van 'n boerdery hier. Ek bewonder sy uithou vermoë. Terug by die huis, uit die bloute, bring een van die boere wat pas uit Suid-Afrika daar aangekom het vir my 'n oulike rugsakkie. Dis volgepak met boeke, opvoedkundige materiaal, kleurkruite en penne. 'n Dierbare vrou in Suid-Afrika wat so via die kanale van ons weet en baie belangstel, het dit vir Emmy en Bea saamgestuur. Wat 'n lekker verrassing. Dit voel soos Kersfees. Hoe lekker om die rugsakkie uit te pak en al die kleurvolle goed te bekyk. Ek gee dit saam met die kinders vir Lynn. Sy kan dit gebruik om met die kinders te werk en dan stuur sy dit weer saam terug huis toe. Ons laai die tweeetjies by haar af. Sy ontvang ons vriendelik en daar stap hulle by die trappies op en by die vervalle huis in. Ek voel skuldig. Ons is in vrek moeilike omstandighede. Die kinders is klein en dan laai ons hulle boonop af en daar gaan ons, landerye toe. Dis warm en doodstil toe ons by die huis kom. Nie lank nie of Lynn kom met Bea op die heup aangestap. Langsaan sit Emmy met 'n breë glimlag op 'n krywa wat deur 'n Kongolees gestoot word. Al hoe lagende kom hulle aan. Vandag is 'n goeie dag, want uiteindelik is ons stort, wasbak en toilet ook klaar geïnstalleer. Ons vorder. Hoofstuk 19, ons eerste besoek aan die saagmele. Ons het rakke nodig waarop ons alles kan pak. Op die oomblik staan elke denkbare ding op 'n staaltafel. Ons ry na die saagmele toe en soos altyd 'n lelike pad. Hop en stamp so ver as wat ons ry. Die natuur skoon is iets ongelooflik, wild en ongerep, mensonvriendelik en eintlik baie gevaarlik.
Die 6x6 trok word deur Sally gedryf om ons aankope mee terug plaas toe te bring. Ek het middagete ingepak vir padkos. Dit is gisteraand se oorskiet spaghetti bolognese, broodjies en aanmaak-koeldrank in 'n 2 liter kookbottel. Aangekom by die saagmele, praat Wynand Portugees en die Brasiliaanse voorman by die saagmele verstaan. Hy ry op 'n motorfiets heen en weer en deel opdragte uit. Die saagmele self is iets besonders. In hierdie wilde nêrens van eindelose grondpaadjies, woud en villages, kom jy skielik af op hierdie fabriek. Dis gevestig. Dit funksioneer soos 'n geoliede masjien. Hulle het voltyds elektrisiteit en netjiese permanente geboue. Die eienaar, Frederik Barreto se pa, is van Portugese afkoms. Duidelik het hier ook jare se harde werk en sweet ingegaan. Dis geleë langs 'n vertakking van die Niari rivier en lyk van die hoofhuis af soos 'n toneel uit 'n fliek. Ons staan rond en bekyk alles. Daar is hope rou boomstompe bymekaar, gereed om bewerk te word. Die deursnit van een stomp is so dik as wat Wynand lank is. Die gewerskaf vind plaas onder die massiewe afdak. Dis heel wat koeler onder die hoë struktuur. Masjiene loop en werkers laat waai. Die bome kom uit afgebakende dele in die omgewing en die eindprodukte word alles uitgevoer na Europa en verskeie ander lande. Dit is 'n mega besigheid. Alberto, die bestuurder, wink en roep ons in Brasiliaanse Portugees na sy kantoor toe. Ingerig en heerlik koel van die ligversorging. Hy maak berekeninge op 'n sakrekenaar. Hy is terselfdertyd op die foon besig om pryse by die eienaar uit te vind. Die eienaar vra onder andere uit oor wie ons is en so vind hy ook uit van die Suid-Afrikaanse boere, van wie hy sekerlik intussen by sy seun ook al gehoor het. En so leer ken ons mense in die omgewing. Gideon, wat French for Dummies met 'n iPod luister, praat 'n paar Franse woorde terwyl ons saam met die bestuurder in sy kantoor sit. Gideon vra vir Wynand om vir Alberto te vra wat hy dink van Gideon se Frans, waarop Alberto reageer. Hy klink soos 'n Kongolees wat werk soek. Sally is gereed om die gelaaide vrag terug te neem plaas toe en ons vertrek. Halfpad terug hou ons stil om te eet. Ek, Wynand, Emje, Bea, Sally en sy pa Gideon. Ons slaan die agterklap van die cruiser plat en pak die padkos daarop uit. Die son bak. Ons vee ons hande skoon met wipes en begin eet. Stil van agter kom 'n Kongolese vrou aangestap. Sy het 'n mandjie op haar rug wat met 'n band om haar voorkop vasgebind is. Waarheen is sy op pad, wonder ek. Bon appétit, sê sy vriendelik. Merci, antwoord ons met vol kieste. Hoofstuk 20, ons kroegtent en verbeteringe. Wynand en die werkers is aan die werk. Die kroegtent word mooi gemaak. Ons het 'n pragtige stuk hout ook gekoop en dit word die kroegtoonbank. Boomstompe word gebruik as stoele, grof en hard om op te sit, maar dit is dit of niks. Ander afwerkings word met bamboes gedoen en aan weerskante van die ingang word piesangbome geplant. Wanneer dit hoog is, gaan dit daarom baie mooi lyk, glimlag Wynand, terwyl hy water gee en met sorg die ankertoue stywer om die jong boompie strek om dit regop te hou. Bea se doek moet skoongemaak word. Sy is op haar hurke en vang klein swart en geel sprinkane. Net so, tussen haar duimpie en wysvinger. Sy bring hom nader na haar oogies en bekyk hom terwyl ek haar skoonmaak. Shinka, sê sy. Skoongemaak, vars doek aan en dan laat sy die shinka weer gaan. Haar fyn haartjies raak verskriklik vuil en gekoek, dankie tog vir lopende water in die huis. Toe ons nog moes water aandra, het dit moeilik gegaan om hare te was, want Seur, wat in die huis help, het Bea se hare gevleg teen aan haar kopvel. Bea is op 'n ouderdom waar ek nie aan haar hare mag vat nie. Sy sit daarom so 'n paar minute stil terwyl Seur vleg. Nou lyk sy soos 'n klein Uwahimba. Haar
maar haar hare is vir eens netjies en nie gekoek nie. Die vervalle huis waarin ons bly het nie vensters in nie, maar waar die glas moet wees, is daar niks. Wynand en die werkers sit houtrame in en slaan gaas daaraan vas, gespan om die openinge toe te maak. Dit keer die ergste goggas en muskiete, en dit lyk ook goed en gee meer van 'n huislike gevoel. Hoofstuk 21. Huis leefbaar maak. Met dit dat ons soveel boumateriaal saamgebring het, het daar onder andere 'n industriële tipe verf waarmee vloere afgerond word, saamgekom. Hier kom dit nou baie handig in. Ons het genoeg vir 3 vertrekke in die huis. Alle beddens en meubels moet eers uitgeskuif word. Die vloere is mooi skoongevee, gewas en reeds droog. Nou word die verf evenredig oor die vloer gegooi en versprei. Elke stukkie afwerking laat die huis mooier lyk, alhoewel daar steeds baie skoonmaak en herstelwerk is wat gedoen moet word. Dis maak ons alles pas en werk met wat ons het. Ek onthou my ma se woorde. 'n Mens kan met baie min klaarkom. Sy het dit altyd gesê toe ons as kinders saam met haar en my pa gaan kamp het. Ek hou nie van kamp nie, en ek is 'n stadsmens. Dit was een van die eerste dinge wat Wynand van my geweet het. Hy hou nou weer van kamp wanneer hy vakansie hou en wou nog altyd graag 'n karavaan hê en hy is ook lief vir boer in Afrika. So hier is ons nou, ons kamp om te boer in Afrika. Maar Wynand het 'n beleid waarvan ek baie hou. Jy is self verantwoordelik om dinge so aangenaam as moontlik vir jouself te maak. Soos om in warm water te stort. Jy hoef nie met koue water tevrede te wees nie. So ook het Wynand vir ons DStv geïnstalleer. Dis wel aangepas vir Wes-Afrika, maar is naastenby aan wat ons gewoond is en daarom is dit goed genoeg. In reeds uiters uitdagende omstandighede maak so iets 'n baie groot verskil. 22. My eerste verjaarsdag in die Kongo. Okay, dis hoofstuk 22. Dis 7 Februarie 2012, my 32ste verjaarsdag. Ons is nou eers 'n bietjie langer as 'n maand hier en ek wil huil van frustrasie. Net 'n maand, maar dit voel soos 'n jaar. Die gedagte om altyd hier te moet bly is vir my net een te veel. My ouers bel om my geluk te wens en om te gesels. Ek moet die knop in my keel wat my eintlik seermaak, mooi in toom hou. Ek kry 'n slab sjokolade by Wynand, 'n pakkie Suid-Afrikaanse gedroogde perskes by Tannie Trudy en Omanus en mooi kersse met engeltjies op by Lia en Japie. Hulle elkeen helder my dag op en daarvoor is ek dankbaar. Selfs meer dankbaar as vorige verjaarsdae met fancy geskenke en uiteet by enige restaurant van my keuse. Een van die boere se broer, 'n landmeter, kom die plase uitmeet om te bepaal waar elkeen se grond lê. Almal vergader saam in ons kroegtent. Die vure staan hoog en daar speel lekker musiek. Dis sommer ook nou om my verjaarsdag te vier. Die landmeter is ook oorweldig deur die Kongo en die boere se baie vrae. Hy soek te veel hulp in die bottel ram agter ons mooi hout kroegtoonbank. Terwyl hy later die aand op 'n skerm aan die boere verduidelik hoe hy die opmeetwerk gedoen het, neem hy tussendeur slukke van sy drankie en wens my geluk met my verjaarsdag. Die boere kyk onderlangs na mekaar en begin ongemaklik rondskuif. Ons landmeter se werk beïndruk niemand nie. Aan die einde van sy aanbieding het hy my omtrent 17 keer geluk gewens en steeds weet niemand waar hulle grond is nie. Die ernstige boere is hoogs die moer en daar weg. So het ons my verjaarsdag afgesluit. Môre is nog 'n dag, ook vir die landmeter, om sy werk reg te doen. Hoofstuk 23. Kinders grootmaak. Sy is al 2,5, dis te oud vir 'n kind om nog 'n dummy te suig, merk een van die boere ongevraagd op. Ek weet dit, dankie. Ek pers my lippe saam en hou my in. Deur dit alles moet ek beter maniere en dissipline ook nog toepas. Los my kind laat sy dummy suig as dit is wat haar gelukkig maak, dink ek. Alles anders is buite die normale. Sekerlik kan 'n ou dummy nie 'n verskil maak nie. En ek het dit nog minder 'n buitestander se insette nodig. Lia nooi my om saam met haar dorp toe te ry.
Emje en Bea bly by Wynand vir die dag. Ons neem ons tolk Frans saam met ons om in die stowwerige Dolisie die praatwerk te doen. Op pad soontoe kry ons 'n groot lekewaan in die pad. Frans vertel vir ons dat Kongolese die lekewane doelbewus sal doodry en inlaai vir aandete. Hoe barbaars en grillerig. En ek voel benoud. Ons is in die dorp. Lea gesels vrolik. Sy is altyd goed voorbereid. Sy het gevriesde bottels water en koeldrank vir ons elkeen saamgebring en ook padkos, netjies verpak. Een van haar spesialiteite is 'n tipe patty wat jy met die hand kan vat en eet. Dit is ook ingepak. Dis gemaak van aardappel, fyn vleis en groente, maar my eetlus is heeltemal weg. Ons dorpsdae neem gewoonlik baie lank omdat nie alles op een plek te koop is nie. Maar ons het mos baie tyd, so daar is geen haas nie. Ons neem maar die Afrika pas aan. Hoe sal 'n mens nou maak? Soos wat oom Hannes altyd gesê het. Ons is op pad terug. Lea se rooi Etios hanteer die pad so goed as wat hy kan en sy bestuur versigtig. Ek is pap. Ek wil reageer met 'n handgebaar op iets wat Lea vertel en besef iets is nou ernstig fout. Ek kan nie my arms optel nie. Dit voel of ek nie kan asem kry nie. Ek bly net so sit en voor my uitkyk. Ek konsentreer daarop om by my neus in en deur my mond uit asem te haal. 'n Tegniek om angs onder beheer te kry, maar dit help nie eintlik nie. Die gevoel gaan nie weg nie. Ek knik net en sê en kyk vinnig na Lea se kant toe. Sy kyk op die pad, die ene konsentrasie. Frans is ook moeg, sy kop wieg saam, soos onsin, met die draaie en stamp oor die grond. Dis stil in die kar. Dit was al skemer toe ons voor die huis stilhou. Ek is vodde. Wynand se plan met die dammie het gewerk. Hy het die punt met 'n skêr afgeknip. En toe Bea dit in haar mondjie sit, kom sy natuurlik dadelik agter dat iets nie reg is nie. En sonder om te kla, aanvaar sy die dammie is nou stikkend en dis toe sommer afgehandel. So maklik. My hoogtepunt van die dag. Dankie dat jy like, subscribe, share en die belbutton druk, dan gaan ek môre weer aan met die voorlesing. Dankie dat jy saam geluister het. Mooi aand.